Vader, dankie dat ons nou kon gehoorship het, Abba, en dankie vir die asems, Abba, dankie dat hierdie asem in ons geblaas het, Abba, en dat hierdie asem U kan worship, Abba, wat 'n voorreg is dit dat ons nog hier in Suid-Afrika kan sit. Vader, ons ander plekke waar van ons boetas en sissas onderdruk is, ons plekke waar nie so openlik kan worship nie, Abba, en ons wil sê vir U dankie, Vader, vir U genade, Abba. Maak nie saak van wat se land ons is nie, Abba, of waar ons is nie, Abba. Vader, hierson, en hierdie gronde, Abba, eer ons U voor, Vader. Abba, dankie dat ons kan verklaar dat hierdie gronde heilig is, Abba. Dankie dat ons kan verklaar dat hierdie grond, U grond is, Abba, 'n stad van U is, Abba. Vader, dankie dat ons kan verklaar, Vader, dat hier geen haatspraak, doodspraak, enige vloek, enige krag hierso is van die vyand nie, Abba. Want Vader, U het 'n hedge vir ons hier oor ons, Abba, en dankie, Vader, dat die engele om hierdie gronde is, Abba. Vader, daarvoor kom ons dekleer ons, Abba, dat mag hierdie gronde, Vader, mag hierdie 'n banner vir U wees, Abba, ons kon lig U naam, jou missie, Abba, en ons verklaar hierdie banner, Abba, in die Gees. Dankie, Abba. Vader, ek bid nou, Abba, dat ons sal luister, Abba, en mag ons die stem ken, Abba, en mag ons die stem hoor, Abba, soos U vir Samuel geroep het, Abba, mag ons sê, hier's ons, U diensknegte luister, Abba. Kom praat nou, Vader, mag U wil geskied, ons bid alles in die Seun Yeshua se naam. Amen. Amen. Dankie julle. So, besef julle, net op die vandag te gekom het, net op vandag het gesit, het jy 'n keuse gemaak om hierdie moediem, hierdie bepaalde tyd van Abba by hom te wees. Om sy fees, Abba het hierdie dag bepaal, hy sê ons, dit is sy fees. Dit is sy fees wat hy vir ons gegee het, om sy bepaalde tye. En ons kom vandag om sy fees te vier. En dis wat ek nou gesê, dis baie belangrik dat ons dit moet 'n vierdag wees. Ons moet hierdie joy hê. Dat die ander nie daar buitekant, die ou goed is daar buitekant hê. Die wêreld moet nou daar wees. Ons is nou hier so, dis Abba se tyd wat hy vir ons gun om te leer. So dis sy bepaalde tye en Abba is jaloers. Abba is jaloers, want hy sê daar so ek is 'n jaloerse God. En dit is baie belangrik dat ons om gehoorsaam. Ons leer die eerste die woord. Genesis 1 vers 14 sê daar, en God het gesê laat daar lig wees en 'n uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen dag en nag. En laat hulle dien as 'n teken sowel vir vaste tye asook die dae sowel as die jaar. So dis vaste tye van Genesis af sê Abba al klaar hierso, dit is die vaste tye wat hy vir ons sê. En wat doen die vyand? Hy kom breek die vaste tye. Hy kom van die vaste tye wat vas is, kom maak hy onvas. So let wel, dit is vaste tye. So as iets vas is iets vas. Hy kan nie loskom. Dis vas. Dis ons wat dit losmaak. Abba sê dis vas. Abba sê in Eksodus 12 vers 2, praat hy van sy kalender. Hy sê ons so, los nou die Egiptiese kalender, hierdie is my kalender. En ek lees vir ons, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. So dis nou wat aangebreek het, dis die eerste maand Aviv wat aangebreek het. En ons het laas naweek, ons het daai voordat het ons 'n voorreg gehad om te kan sê Happy New Year. Dis net so lekker is. Want ons het 'n nuwe jaar. Dis 'n nuwe jaar aangebreek. Abba sê Aviv is die eerste maand. En die maand het gewerk van maand tot maand, maand tot maand. En Abba se dae het gewerk van sonwonder tot sonwonder. En ons moet nou langer dis Abba se tye wat hy so vir ons gee. So waar staan dit van die eerste maand Aviv? Dit staan in die woord Eksodus 13 vers 4 sê, vandag trek julle uit in die maand Aviv. Aviv of Aviv. So Aviv, dit is die eerste maand. So kan ons sê dat Aviv of die maand Nisan, ek sê baie by toere, jammer vir die Toyota ouens en die Ford ouens, Nisan is actually Bybels. So ja, Nisan is die eerste maand. Dis die eerste maand Nisan. Ek hou van Nisan. So nou, as Abba sê, wat Abba is Yahweh, hy is Yahweh lang, wat beteken hy is everlasting God. Abba is vir altyd. Abba is everlasting, sy woorde kom nooit leeg terug nie. So as hy gister, vandag en môre dieselfde is, en sy tye vas is, dan is dit mos vas. So wie is ons om dit te verander? Of is ek regtig daar, net die vyand wat kom kopie en kom wil verander? Dis die vyand. Hy kom kopie, hy sit Yeshua se kruisiging saam met 'n afgod. Hy sit sy verjaarsdag, sy geboortedag, sit hy saam met 'n afgod. Hy sê die Sabbat is saam met 'n afgod aanbidder. Dis wat die vyand kom doen die hele tyd. En ons moet baie versigtig wees want hy kom karf, hy kom kopie. Alles. Hy kom kopie. Ek gaan nou vir ons verduidelik hoe hulle die
die lewe weggesteek het, en hulle vandag paaseiers was. Dit is net, hy kom kopie alles. So ons moet gaan kyk, daar waar ietsie is wat weggesteek, wat verander is, wat die vyand wil verander, daar moet altyd iets belangrik wees. En wat is dit? Daar is heeltyd met al die dinge, van al die feeste van Abba, is daar 'n teenoorgestelde eenheid. Is daar nog ietsie wat die wêreld doen op 'n ander tyd? Want dit is belangrik. Hy gaan, hoekom is hy so die Sabbat byvoorbeeld? Die Sabbat gaan hy wil verander, want hy weet, hy kom steel covenant van ons af. En dit is belangrik dat ons dit kan raak sien, en ek eer Abba dat hy vir ons kom leer. Abba is 'n jaloerse God, en Amos 5 vers 21 sê dit, dat Abba sê, I despise your man-made feasts. Abba haat hierdie mensgemaakte feeste. En ek het nou gepraat daarvan, Abba sê, daar waar hy, as ons dit doen, gaan ek eers meer luister na ons worship songs. So jy kan nou jou hart uitsing op daai mensgemaakte fees. Abba sê, hy gaan nie luister nie, ek gaan nie so offer aanvaar. Dit is belangrik op Abba sy appointed time. Hy sê bepaalde feeste op sy bepaalde tye. Hoe sal dinge vir jou uitwerk as jy byvoorbeeld gaan vir 'n werksonderhoud? Jy het 'n nuwe werk met jou gaan, dis 'n groot spesiale dag, en jou baas sê jy moet maandag daar wees, en jy besluit jy kom Dinsdag aan by 'n werksonderhoud. Omdat jy byvoorbeeld jou vriend of jou leerkant so sê, jou pastoor sê so. Moet gaan nie vir jou goed uitwerk nie, gaan jy werk vir jou. Dis presies dieselfde, Abba uit sy uitnodiging wat hy vir ons gee vandag, vir sy bepaalde dag, die 14 Aviv, dis Pesach. Hy sê dit in sy woord. Dit beteken 'n appointed time. Die root van dit is, hoor gou mooi wat sê die root van die appointed time, die Moadim wat Abba van praat. Hy sê daar, to set an appointment as in a set time or season for a specific assembly or festival. So besef vandag uit 'n afspraak, Vader 'n afspraak op vir 'n spesifieke groep op 'n bepaalde tyd wat vir ewig vas sal wees. So, net om vanaf te verduidelik hoe dit belangrik is om op Abba se feestyd bymekaar te kom, welkom bruid van Jahweh, op die fees van Pesach, unleavened en first fruits. Dit is duidelik dat ons moet doen op sy bepaalde tye. Nou gaan nou daarvan praat. Vir jaar en jaar het almal 'n spesifieke tyd gevier. En hoe die vervulling daarop gekom het, hoe Yeshua op die uur kon vervul het. Dit is baie belangrik. Want as Yeshua dit daai tyd op die verkeerde dag gedoen het, ag die hoofpriesters het daai tyd gedoen op 'n ander dag, en Yeshua het daai dag in Jerusalem gekom, dit sou nie uitgewerk het nie. Alles kom by mekaar uit. Ouens en nuwe sê kom heeltyd by mekaar uit. En dit is belangrik, dis alles is 'n bepaalde tyd. Abba se Moadim. So kom ons lees in Levitikus 23 praat oor die feeste. Maar vandag gaan ons lees. Ek gaan nie al die feeste lees nie, ek kan gerus al die feeste gaan lees. En kom gerus met Tabernakel toe as jy wil meer weet van die feeste. Dit is amazing hoe Abba sy perfekte, sy tydlyn in die, byvoorbeeld net van die menorah, dit pas presies daar so, en dit is wonderlik. So ek gaan ons lees. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestdae van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. Nie boerefeeste of Zulu-feeste, dis my feeste. Abba Jahweh se feeste, dis sy feeste. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus. Waarom kan nie? Want die Sabbat. Die Sabbat is op 'n fees. Hoe amazing is dit Abba ons elke week 'n fees gee. 'n heilige 4 dae, geen werk mag jy doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestdae van die Here. Die heilige 4 dae wat jy moet uitroep op hulle bepaalde tyd. So met ander woorde, Vader sê hierso, sy Sabbat is 'n fees. Dis die eerste fees en hy sê hierso, dit moet uitgeroep word op sy bepaalde tyd. Kan ons dit dan skuif? Kan ons dit sê maak nie saak wat se dag noem ons die Sabbat nie? Maar sê dan hierso sy bepaalde tye. Dis baie belangrik. Want wat doen die vyand? Nee, wat kom nie waar nie. Kom ons ruil. Kom ons sit saam in die sonklok aan bid. Ek gaan nie vandag praat oor Sabbat nie. So die Sabbat is ook 'n fees, dis wat ons moet weet van. Dis die eerste fees. So in vers 5 sê in die eerste maand op die 14de van die maand, dis nou die maand Aviv, die eerste van die maand, dis die eerste maand, okay? Die 14de teen die aand is die Pasga van die Here. So ons wag nou, dit gaan nou gebeur as die son onder is. Dan gaan dit vandag net 'n bietjie moeilik lyk met die wolkies, maar as die son onder is, want dan is dit dan die Pasga van Abba Vader aangebreek. En op die 15de dag van hierdie maand, dis wat nou vanaand 6 dae, nie 6 son onder,
aanbreek. 5de van die dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Dis môre wat 'n heilige vierdag is. En voor dit is 'n Sabbat. Dis nog 'n Sabbat. Maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Maar vuuroffer is al 4 wat ons die volgende 7 dae, en ek gaan nou van praat, is al 4 wat Abba sê ons moet 'n vuuroffer bring. Hoekom sê hy die vuuroffer? Daai vuur moet ons moet brand vir die volgende 7 dae. Dit moet 'n vuuroffer wees vir ons. En dit is belangrik want daai vuur, ek gaan praat van die vrugte, daai vuur van daai vrug, wat gebeur in die boom is regte vrugte word weggebrand. En vir die 7 dae moet ons daai suurdeeg in ons liggaam gaan soek. Ons moet gaan soek. Ja, mooi prentjie. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees, die Hebreëse mag jy dit doen. En net so die wat sê, dit was vir daai tyd gewees, vers 14 sê, dis 'n ewige insetting vir geslagte, en al julle beroepe. Ons kan aangaan tot vandag toe met geslagte. Daar's baie keer sê die stranger, die vreemdeling, die kindskind. Is dit vir Jode waarop gepraat word van in Exodus, Leviticus? Nee, dit word gesê vir Israel. Nie die Jode eers met Salomo se tyd het hulle ontstaan, hulle gesplit in 2 huise. Baie belangrik. Exodus 12 vers 9 sê dit, dis nie vir Jode nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. Nou so mooi, almal praat deeltyd, hy kom sê so, as jy dit moet is, as jy nie weet of jy van Israel is of wie af jy afkom nie. Buite wat Yeshua sê in Galasië 3 vers 9, die toon daarvan, deur sy bloed is ons erfgename aan die beloftes wat gegee is vir Abraham, Isak en Jakob. Ons is deel van dit, okay? So wat baie keer gebeur is, ek sê baie keer vir mense staan en ons word die seën word uitgespreek. Vir wie word die seën gegee? Numeri sê, dit is vir Israel. Okay, so as jy die seën wil ontvang, moet jy dalk maar 'n bietjie doen op wat vir Israel gegee word. Jy kan nie die seën ontvang nie. En dit is belangrik. So dit word vir Israel gegee, maar Abba kom sê so, dis sommer vir die vreemdeling ook. Net vir 'n geval jy nie weet van waar jy kom nie. Dis vir die vreemdeling ook. Dis 'n mooi belofte. Hoor gaan 'n mooi belofte wat Abba gee vir die vreemdeling in Jesaja 56 vers 6. Dan gaan ons lees. En aan die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het, om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat dit vashou aan my verbond. Dis nou die Abba van die vreemdeling. Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis van gebed genoem word vir al die volke. Die Here wat versamel die gede van Israel verdryf spreek. Ek sal bly by hom nog meer versamel by sy versamelings. Is nie mooi nie? Maar wat sê hy? Jy is vreemdeling wat dalk saam is. Soos jy wakel jy, wie op van waar jy ook is. Ons sê baie mense is jy weet. Ons kry dit baie. Maar maak nie saak nie. Abba sê is, al is jy vreemdeling, hy gaan jou versamel. Wat sê jy weet onthou nie sy goedheid, dis al wat hy wil hê. Hy praat van die van ken. En jy is so mooi van ken en lief hê. As jy, wat sê jy so, if you love me, obey my commandments. As jy, Vader sê daarso, en hulle deur Johannes praat en hy sê in Johannes 2 sê, as jy sê jy ken my en jy onderhou nie my gebooie nie, dan lief jy. Dis belangrik. So as jy ken nie lief het, Psalm 1:89, ek sal my engele vir jou gee om op te pas. Maar ken my en is lief, maar ander wil onderhou sy gebooie. Dis maklik. Abba wil dit hê vir ons, dis ook maar gegee vir ons. So dan het ons duidelik weet dat ons hier is op Yahweh, so 'n bepaalde tyd en dit vir ons ook is. Laat ons begin, Abba toelaat om ons te leer. Kom ons gaan leer oor Pesach. Dan gaan ons 'n stukkie lees oor Pesach. Dit is belangrik, dit gaan oor Pesach, so ons moet lees oor die fees. Dat mense weet, ons ken ons dit, ons moet dit weer lees. Dis soos hulle in die sinagoge gestaan het en die woord opgemaak het. Ons maak woord oop en ons lees dit weer. Ons Abba se fees en dit is 'n herdenking. Dis hoe ons dit doen. Ons lees Exodus 12 vers 3. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van maande wees, en moet vir julle die eerste van maande van die jaar wees. Spreek oor die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin.
Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieltaal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Okay. Ons gaan verder, ek gaan nie die hele Exodus lees, ek gaan nou weer op uitkom. Maar as jy gaan verder lees, sê Jahwe, jy moet die lam opeet. Hy sê die lam opeet tot die volgende oggend, as 'n man weer, dan moet jy die lam opeet. So met ander woorde, 3 uur is die lam geslaag, en hulle dit begin wat snaam, begin eet op die fees van unleavened brood, ongesuurde brood. Okay? Het hulle dit begin eet. En hulle moes daai aand moes hulle die lam eet tot die volgende oggend, moes hy klaar geniet gewees. Opeet. En ek dink vanaand gaan ons glo, gaan ons daai lam opeet. Ek voel nou like dat ons sommer die braai opeet, ek so sê, daai lam. So ja, so dit is belangrik, ons gaan ons lekker opeet, okay? So, hoekom dink julle by die lam volkome, hoekom sê Abba hulle met die lam opeet raak niks voorbij? Hoekom? Verstaan Abba? Hy daar moet 'n rede wees. Want daar is alles hierdie foreshadow. As ons nou besig met wat in Egipte gebeur het, met die uittog uit Egipte uit en Abba kom sê ek eet hierdie hele lam op. Dan moet iets wees wat Abba vir ons wil gee, want sy sê dit presies op die eed kom vervul. Yeshua is die lam van God en hy het dit volbring. So mooi burger, so 1 Korintiërs 5 vers 7 praat sommer van al twee feeste in een. So word mooi. Suiwer dan nou die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag namens Christus. Naamlik Christus. Hy is die paaslam wat ons geslag het. Daar kom verduidelik Paulus paaslam. Hy kom praat van Pasga. Hy kom praat van die Pasga. Kijk, so, een van die woorde aan die kruis wat Yeshua gesê het was Nikma. Dat was een van die woorde wat hy sê Nikma, en dit beteken it is finished. Dit is klaar. Dit is klaar. Al die siektes, sonde, vrees, alles is klaar. So was dit nie foreshadow deur die opeet van die hele lam, die hele offer. Want soos op die toere sê, Yeshua het op die uur kom vervul. Pesach het op Paasfees, Pesach asseblief nie Easter nie. Jy weet nog, ek gaan nie ons vanaand te praat oor Easter nie, want die wat nog steeds vasthang met Easter, kom gerus na die tyd. Kon dat jy kan verduidelik oor Easter. Ons moet die vyand kan sien, ons moet sy strategie ken. Dit is baie belangrik, ons moet ken. As hulle gegaan vir oorlog, het die vyand geken, dat jy weet wat sy dinge is. So, net soos hulle die Paaslam gekies het, en het in Jerusalem ingebring het, op die 10de Aviv. En toe het hulle Hosanna gesing, as hy Paaslam ingebring, op pad om geslag te word, 3 rand middag. So het Yeshua op die 10de Aviv in Jerusalem ingevoer. Hoekom? Hy was op pad gewees vir Pesach, om Pesach te vier. Abba sê, daar het die tempel al gewees. Hy sê die mense moet optrek, die van die feeste moet hulle optrek na die tempel toe, die tempel of die tabernakel. Dit was in Jerusalem gewees, op 'n donkie. En hulle het Hosanna gesing. Op die dag op die 14e met dieselfde offertye soos hulle die Pesach lam 1600 jaar voor dit geslag het. En op daai dag voorberei het, want daar's tye gewees. Ek het baie met tabernakel toe daarvan by Bronstad, daar was tye gewees. 9 in die oggend, 12 in die middag en 3 in die middag was daar tye gewees wat hulle die lammetjies geoffer het. Daar was die tye gewees wat Abba gegee het. Behalwe elke dag kon hulle 9 en 3 in die middag het gedoen het. Maar daai tyd was dit daai spesifieke op Pesach was daar spesifieke tye gewees. Hoekom het Abba daai tye dan verander? Nie presies dieselfde, en ek kan nie vanaand oor alles praat, ons hele want die wees, maar Yeshua is 9 uur op die kruis gesit, 12 vir die donker geword en 3 uur het hy gesterf. Presies 'n vervulling op die uur. Tot die kleerdoek wat die bronsaltaar toe was, is dieselfde kleermantel wat hulle op Yeshua gesit het daai dag, by die doringkroon gekry. Presies, alles is vervul daai dag. Dit is nie net die dood nie, daar is so baie, en dan gaan vanaand net 'n stukkies raak. Waar dit kom alles regstel het vir ons as die bruid. 1600 jaar verskil, maar dieselfde modien, dieselfde tyd. Soos die lam op 3 uur die middag geslag is, soos Yeshua ook het Yeshua ook gesterf. Soos die hoofpriester uitgeskree Nikma, so het Yeshua uitgeskree Nikma. En so is Yeshua voor die Sabbat van ongesuurde brood, let wel, afgehaal van die kruis sonder gebreekte bene, die perfekte lam. Daai tyd het hy die lam geëet saam ongesuurde brode op die fees van ongesuurde brode. Die 15 Aviv wat van son onder aangebreek het, dit was wanneer hulle die lam geëet het.
Dit was 'n Sabbatdag. Dit Vader sê, ons het nou gelees, dit was 'n Sabbat, dit was 'n Sabbatdag geweest. Dis hoekom Yeshua ons afgehaal geword het voor die Sabbat. Nie soos die wêreld die weeklikse Sabbat nie, want baie keer, het jy al sien, dit is actually die enigste keer wat die mense wat, baie mense wat nog op die Goeie Vrydag, wat op Goeie Vrydag gaan, Yeshua se kruisiging vier, hulle vier actually omrede, omdat dit is voor die Sabbat. So hy lees daar, ek het baie keer gekry, mense sê dit is voor die Sabbat. Dis wanneer Yeshua dan gekruisig is. Maar dis weer eens so Hosea 4 vers 6 wat Vader sê, my volk gaan te grond as God van 'n gebrek aan kennis, want as jy gaan Vader se feeste ken, dan gaan jy agterkom maar dit, daar's actually nog 'n Sabbat. Dis die Sabbat van ongesuurde brode. Dis die Sabbat. En dis as jy so dink, is dit actually die eerste keer wat baie mense dan erken dat die Sabbat op die Saterdag is. Dis met Goeie Vrydag en die volgende dag. Daar is Sabbate. Vader sê uitdruklik, daar is in sy woord, daar is ons moet sy Sabbate onderhou. Ons moet sy Sabbate. Staan net in die gebooie se Sabbat? Ja. Maar is dit Sabbat of is dit Sabbate? Daar's Sabbate. En dis baie belangrik, wat kom die vyand? Ek van die feeste weg. Want hoekom? Daar's Sabbate en die feeste ook. Dis belangrik. As jy sê Sabbate. Eksodus 31 vers 13, ek sê so moontlik sy woord. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen hoor van mooi dit. Dis 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Die Sabbate is tekens. Ons is besig as die bruid, want Vader sê ons is die bruid, en hoe die bruid, wat die bruid altyd gedoen, voordat sy verloof geraak het, sy het 'n teken gedra om haar kop. Dis die teken, wat is die teken? Die teken is die Sabbat. Wat doen die vyand? Hy los nie. Hy sê, moenie worry oor die Sabbat. Of kom ons doen dit op 'n ander dag. Gaan nou eendag in die hemel twee Sabbate wees. Een dag vir die vrye Saterdag ouens en een dag vir die Sondag ouens. Nee, daar gaan een Sabbat wees. Op anders 'n bepaalde tyd. Ons skryf jy die woord het al, maar ek gaan nie praat oor die Sabbat nie, maar dit is belangrik, Abba sê, dis 'n teken. Hierdie feeste is tekens van, dit is tekens vir die bruid. Dis wat so mooi is, en ek sê aan die mense, weet jy, kom, wil jy dit doen nie, maar so lekker. Wat is nou, is dit nou lekker om vanavond by 'n braaivleis vir te sit, en raak te kyk, as jy so som met boetas en sissas te wees in dis Kaap op die spit en te worship. Dis mos lekker. Hoekom moet almal altyd dit dat jy skop, maar as die vyand dat die rebellie in ons harte wil plaas, en hy sê dis omdat dit 'n rebellie is heksery. En om stemming te wees is afgodsdiens. En dis wat die vyand wil doen. Hy wil daai bruid, daai waarvan Openbaring 19 praat, wat geklee is met die wit linne. Hy wil daai bruid van hy slegte vrou. Yeshua kom vir 'n maagdelike. Hoekom moes hulle dan die lam opeet? Wat 'n skade is dit vir ons? Yeshua het gesê nie maar. Hy is die hele offer. Hy het die sonde betaal, al die siekte. Die vrou vandag is Boeta en Sissa. Hoeveel vleis hou jy oor? Of eet jy die vleis op? Dis geestelik. Eet jy die vleis op of hou jy vleis oor? Doen jy 'n berekening van jou sonde? Want hulle moes daai tyd moes hulle 'n berekening gehou het van hoeveel vleis hulle moet eet per huisgesin. Geestelik, hoeveel vleis het jy nog? Hoeveel van daai genade, daai sonde wat jy het, hoeveel genade het Yeshua vir daai sonde? Hoeveel bereken daai sonde en Yeshua se bloed sal weg as maar jy moet gaan bereken. Jy moenie nog vleis oorhou nie. Jy moet daai vleis opeet. Dit gaan net maar wees, dit gaan klaar wees. Dis daai wat daar sê, die grond my hart en wys my Vader Jahwe of daar geen gesonde meer is. Ons moet die getal bereken van Abba se genade vir ons en dit opdeel met jou buurman daar buitekant. Jou broer wat in sonde is. Of gaan jy dalk 'n bietjie vleis oorhou na vanaand? Gaan jy dalk nog aan een voet in die deur hou? Daai vleis oorhou. Daai nou en dan se lekker sonde. Of gaan jy alles opneem? Daai was van Yeshua se bloed. Dat jy ons gaan skoon was met sy bloed. Dan gaan nie maar wees. Daai bieke maar wat ons gaan belewe vanaand, want dit is fees.
So het gesê is klaar. Moenie nog vleis oor hou. Nie, bereken die vleis wat jy nodig het. Die vyand gaan kom en hy gaan vir jou lieg. En hy gaan die hele tyd jou verlede voor jy probeer swaai. Of hy vertel dat jy nie goed is nie. Of hy gaan dalk vir jou vrees voor jou hou. Dalk vrees vir beskerming. Dalk vrees vir siekte. Die vyand ken jou swak plek. Hy ken jou swak plek. Vandag moet jy besluit. Bereken nie vir vleis jy nodig het. Eet alles op. Gee alles vir Yeshua en glo dit is lieg man. Dit is klaar. Die Engels het so mooi, finishing tat. Hy het gesterwe. Want alles net hy sy tyd gemors vir. Yeshua het gesê, glo jy dan? Glo jy waar ek is vir ons? Ons lees vers 5. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Met ander woorde, geen gebreekte bene. Was dit 'n vervulling geweest? Ja. Yeshua se bene is nie gebreek nie. Hulle het die bene nooit gebreek omdat die mense kan sterwe voor die Sabbat. Dis wat hy gedoen het. Perfekte vervulling. Nie so so baie vervul daai dag. Dit is net ons gaan die hele maand moet praat van waar Yeshua vervul. Tot die trou, tot dit ons hy tot kom weer daai covenant kom regmaak, daai skeiding wat Abba kom teken het vir ons. Hy sê hy het geskeiding aan Jeremia 3:8. Hy sê hy het ons geskei. Yeshua het dood gegaan, want as jy daai tyd iemand geskei het, moes die man dood gegaan het wat jy alweer kan trou. En dis presies, Abba sê Israel ek het julle geskei. Maar Yeshua sê ek sal gaan sterwe sodat Abba julle wettiglik kan trou. Is dit nie mooi? 'n jaar oud rammetjie van die skape of die bokke kan julle dit neem. Vers 6. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet slag teen die aand. Hy is al geslag. En julle moet julle moet verstaan, dit is net awesome om op so 'n skaap te eet vandag. Dis nie dat ons moet nou letterlik gaan en 'n lammetjie gaan offer weer en al dinge nie. Yeshua is 'n perfekte lam, hy het klaar betaal vir dit sê nie iemand. Maar as ons moet in remembrance. In remembrance, alles is in remembrance. Dis hoe ons dit is. Onthou dit net. Vers 7, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag opeet. Dieselfde nag, die nag van die 15de Aviv. Van die 15de Aviv het nou vanaand aan gebeur. Onthou die dag, ek begin van sononder, so net gou 'n vraag. Het Yeshua die Pasga geëet aan die tafel voor sy kruisiging? Want baie mense dink hy het. Hoe kon hy? Die lam moes eers gesterf het. Die lam moes eers gesterf het. En Yeshua is die volgende dag dat hy gesterf het. Hy kan nie die lam eet nie, want hy is die lam. Hy is die lam wat gesterf het. Dit is eers die volgende dag met aanleven en dit begin te dit gee. Die aand. En Yeshua die aand voor sy kruisiging. Daai aand die 14de Aviv begin het hy aan tafel gesit. Ek weet nie wat Yeshua geëet het nie, maar ek het nie pas vergeet en dit het eers daai aand daarna. Die woord is. Yeshua is die lam. So dan sê dit belangrik ons moet oor die vuur gebraai en ons nie kook nie. Dis wat ek sê van my skaapie wat ons nou so braai. Ons gaan nie kook nie. Saam met ongesiede brode het hulle dit met bitterkruie geëet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie en as dit in water gekook is nie, maar ook oor vuur gebraai. Die kop en die pootjies saam in die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot môre toe bly moet julle met vuur verbrand. Daar moet niks oorbly. Dit wat ek sê, daar moet niks oorbly nie. Al die sonde moet weg, klaar wees. Niks sonnetjies wat oorbly nie. Jy moet alles met vuur brand. Wat gebeur met die boom met slegte vrugte? Hy word afgekap en weggebrand. Al die slegte vrugte word weggebrand. En dit is belangrik, as ons slegte vrugte moet uitkom. Bely ons slegte vrugte vir Abba. Bely dit vir vanaand. Bely dit voordat jy môre en gebruik die volgende 7 dae waar jy die suurdeeg uithaal. Dit beteken daai suurdeeg wat daai suurdeeg verteenwoordig sonde, ons kan nou nog van praat en gaan ondersoek jy die volgende 7 dae. Gaan soek of daar nog ietsie suurdeeg in is wat sonde verteenwoordig. Dit moet weggebrand word.
So vers 11 sê, so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgrond wees, julle skoene aan die voete en julle staf in die hand. Baie haastig moet julle eet. 'n Pasga van die Here is dit. So hulle moes gereed gewees het. Ek glo nie hy het op daai stadium gehoor hoe lekker is daai skaapie nie. Of hoeveel krye het net nie wat ek kon. Ek dink die mans het gebraai en die vrou het fantasties pak op daai stadium. En hulle was sê moet reg. Want daarna het hulle Farao se moet gaan. Want ek sal in hierdie nag die Egipte trek en al die eerstgeborenes van Egipte land tref, van mense sowel as diere, en ek sal 'n strafgifte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. So Abba het die gode ook uitgehaal daai aand. Wat was die 10 plaae gewees was gode? Was gode gewees. Vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En as ek die bloed sien, sal ek by julle bygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees want ek in Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as die ewige insetting vier. Ewige insetting. Daar's nie stop aan die ewige nie. So wat het daar gebeur? As die bloed nie teen jou, ons ook in die storie teen die deurpost was nie, het die eerstgeborenes gesterwe. En as die bloed gehad het om jou deur, het die eerstgeborenes bly lewe. Okay? Kan ons sê, deur die bloed van die lam, was dit 'n teken daai aand om gered te word. En daardie het almal wat onder covenant was, want wat's bloed? Covenant. Hoe het covenant gebeur daai tyd? Hulle byvoorbeeld het hulle 2 beeste geslag en dan het hulle die vleis laat lê en dan het hulle deur die vleis en bloed gestap om covenant te maak. Daardie het hulle bloed gebruik as covenant. Dis wat die besnyders daarop het, maar dieselfde. Presies die bloed was die covenant gewees. Alraai. So is baie belangrik, so jy as onder covenant, kan ek sê dat die mense wat agter die bloed wat onder die bloed was, onder die covering was van die bloed, het daai aand die eerstgeborenes geword en die wat buite covenant was, het die eerstgeborene reg verloor. Ons het wettiglik deur die bloed van die lam, deur die bloed van Yeshua vandag, is ons die eerstgeborenes. Prys Allah. Volgens Psalm 89 vers 27 sê dit, Yeshua is die eerstgeborene. Hier staan geskryf, ja, ek sal hom, hoor hoe mooi sê. Ja, ek sal hom 'n eerstgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar en my verbond bly vir hom vas. Abba se verbond bly vas. Dis hoe Yeshua sê, ek is die nuwe verbond. Jesaja, Jeremia 33, die twee covenants een geword. En Abba sê, dit is vas. Nog iets wat vas is die verbond in Yeshua. Abba sê, my verbond is vas. Openbaring 1 vers 5 sê, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborenes uit die dode en die owerste van die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, ek kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Yeshua Mashiach. Hoe amazing is dit? Yeshua is die eerstgeborene. Hy kom sterf dat ons die eerstgeborenes kan word van Abba Vader Jahweh. So hierdie week is 'n week van selfondersoek. En ek bid dat almal ons harte sal die grond soos Dawid se hart hier gebly. Sê, "Abba, grond my hart en wys my." Baie keer sit mense nog vas in Egipte. Jy word gebind in slawerny deur daai sonde wat gereeld terugkom. Dis die fynste taktiek daai. En kan Abba jou daar uithaal deur die bloed van Yeshua vandag? Die prys is betaal. Dit gaan jou keuse wees hoe vinnig jy van daai sonde gaan deel. Ja, dit gaan deel. Jy gaan bepaal hoe lank jy in die woestyn gaan wees voor jy die beloofde land. Matteus 16 sê, pas op
Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Yeshua waarsku ons. Dit is baie belangrik vir ons mense. Ons moet pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Dit is die volgende fees, ek praat van die fees van aanbidding. Mag al ons leer, mag roog ons buis, want ons moet baie versigtig wees, want ons is baie partykeer wat ons doen, en ek het vandag oor gepraat, moet net in die woord wees. Net in die woord. Pas op vir mondelingse woord. Pas op om te veel te bou op goeders wat grysbaar is in die woord, wat nie spesifiek is oor die woord. Ons moet baie versigtig, Yeshua sê ons moet versigtig wees. Wat net in die woord, kwyt woord. Want op een van daar sê Yeshua, jou jukke gaan te swaar word. Die jukke gaan te swaar word. Ons het baie keer gebeur het, want dit is wat gebeur met Yeshua se kruisiging. Hulle was nog steeds besig gewees by die tempel met die lammetjies. 144.000 lammetjies is daai dag geoffer by die tempel. Dis wat geskiedenisboeke sê. Hulle het geoffer, hulle was besig gewees by die tempel. En die Messias gemis daar. As Yeshua gemis aan die kruis. En pas op dat ons nie te besig raak met al die ekstra goedjies, ekstra goeders. Mondelingse wette. Jy noem die Talmud. Pas op. Judaïsme, al die ekstra goeders, pas op. Dat ons nie te vasmaak daarmee. Dat ons die punt mis op die einde van die dag. Yeshua sê pas op. Nou, dit is maar net vir ons allemaal. Hulle moes een keer 'n stukkie van gesierde brood, hoe dit gebeur met die gesierde brood. Dit is so amazing van die gesierde brood. Ek wil vir ons 'n stukkie lees daarvan. Suurdeeg, daai tyd was nie soos wat ons ken vandag, jy 'n pakkie yeast wat jy kry in die kas en gooi hom in en dan jy roer. Want as jy net daai stukkie los daarso, gaan net daai stukkie prys. Maar die suurdeeg daai tyd was 'n lewendige organisme gewees. So jy moes hom letterlik laat groei. Ons het op 'n stadium is daai gier gekry om te maak, self brood op die brood te maak. En dit is nogal amazing as jy dit reg kry, maar jy moet letterlik kom voer elke dag daai stukkie voer, daai stukkie voer, dan word hy groter en groter. Dan het daai stukkie gevat en hy het hom saam met die deeg gesit en dan daai hele stukkie was soos 'n lewende organisme gewees waar dan die hele brood vol yeast gemaak het byvoorbeeld. Dit is daai suurdeeg, daai stukkie wat die hele brood, hy het gegroei. Hy het nie soos yeast wat stil gestaan het nie, okay? So kom ek sê gou so. Hulle moes 'n stukkie suurdeeg agtergelos het elke keer van daai broodjie, alright? En 'n stukkie weer by die nuwe brood gesit het, dat kom rys. Dit was 'n lewendige organisme. Die organisme het geëet aan koolhidrate en dan het dit dood gegaan en verander in koolstofdioksied en alkohol. Dit het die brood laat rys, daai koolstofdioksied. Dit het die brood laat rys. So dit het lewe ingesit. So net een stukkie die hele brood laat rys. En dis nie soos vandag so gesê van dit inneem nie. Dit was daai net stukkie gewees. En dit is net so met die sonde. Dat 'n klein ietsie, dis wat jy so praat van dat 'n klein stukkie suurdeeg die hele liggaam kan beïnvloed. Nie 'n stukkie yeast nie. 'n Stukkie yeast gaan nie doen. Klein stukkie suurdeeg, want daai klein stukkie wat jy in jou liggaam inbring, nie daai klein deurtjie wat jy vir die vyand maak. Wat sê die woord? Sonde lê en loer vir jou. Dit het met Kain hulle gesê word, in Genesis al. Sonde lê en loer vir jou. So net daai klein stukkie yeast wat jy op jou liggaam sit, kan jou hele liggaam beïnvloed. Dis net 'n klein deurtjie wat oopmaak, kan die hele liggaam. Hier staan geskryf: "Wees julle dan nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ons Paaslam is vir ons geslag namens Yeshua." So ons moet kyk met daai klein suurdeeg, nie die hele liggaam beïnvloed nie. Dit is wat hierdie hele week van ongesuurde brode is. Dit is van, gaan ondersoek, gaan kyk of daar nog 'n bietjie suurdeeg is. Of daar nog 'n bietjie sonde is. Daai sondetjie wat deeltyd terugkom. Daai klein ietsie wat jy sê afsit kry. Die vyand maak daai in die hele brood. Hy maak hom. Dit is hoe hy werk. Hy kan deeltyd ook maak op 'n einde dag van Vader en die tafel. So dit is wat die fees van ongesuurde brood. Eksodus 12 vers 15 sê: 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder.
Want elkeen wat gesuurde brood eet van die eerste dag af tot die 7de dag toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. Paulus het die klem op, ons moenie volgende 7 dae ongesuurde brood eet nie. En op die eerste dag moet die heilige samekoms wees, en op die 7de dag moet daar vir julle heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie, en waar deur elkeen geëet word, en elkeen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op dieselfde dag het ek julle leers uit Egipteland gelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as die ewige instelling. Paulus is belangrik, dis die ewige instelling. So hy wil hê ons moet daai suurdeure, ons moenie, moet ons die suurige in ons huis uithaal? Is dit 'n moet? Ja, hy sê ons kan die suurige in ons huis uithaal, as jy dit wil doen. Maar waaroor gaan die stukkie? Gaan die stukkie nou, jy moet nou na jou huis toe gaan môre, en jy moet nou alles uithaal. Alles uithaal, jou maat, jou overal, jou alles. Of, sê Abba hierso, haal die suurdeeg uit, sodat jy nie die ongesuurde brode eet. Die gesuurde brode eet. Vader, sê die klem, gaan eerder gaan haal dit uit jou huis uit, dat jy nie die brode bak met lewe in. Okay? So, mense ruk 'n bietjie teker uit, sê nee, ons moet dit uithaal. Gaan lees my vers oor jy sal verstaan. Nee, gaan haal die sonde uit jou lewe. Haal die sonde uit jou lewe. Eet ongesuurde brode, dis amazing om te doen. Abba sê is ewig stelling. Eet dit, dis 1 week wat jy ongesuurde brood geëet. Maar moet nie jou huis skoon maak nie, want dit gaan nie, Abba, die kennis nie om jou huis skoon te maak, die kennis om, jy moet nie die brood eet wat lewe nie. Dis waar het gaan. Gaan eerder en gaan maak jou huis skoon as jy wil, want ek weet baie mense doen dit. En dit is so mooi, want hulle doen dit as 'n aksie. As jy besig raak en jy soek goedjies, soek al die, dan gaan die Heilige Gees jou herinner aan jou sondes op. Dan gaan soek hy sondetjies in jou lewe. Jy kan dit natuurlik doen, dit is altyd goed om en natuurlik ook iets te doen. Daar's niks fout daarmee, maar dis nie 'n moet nie. Gaan soek jy net in hierdie tyd en kyk of daar enige yeast nog in jou lewe is. Dis 'n persoonlike keuse wat ons kan maak, dis nie 'n moet nie. Paulus sê baie die yeast met die groep beskryf dat die brood met yeast nie gebak moet word nie. Nou so baie mense daai tyd het gemaak hulle het yeast gevat en dit in die huise gaan berg. Dan het hulle gegaan en dan het hulle gaan soek in die huise al die yeast. Hulle gaan soek na die yeast. Om al die dan as hulle hierdie yeast gesoek het, dan het hulle sommer o, hier is ook nog yeast. Right, wat is 'n speletjie? Dis eintlik kosse. Wat doen ons vandag? Ons steek paaseiers weg. Dis presies wat die vyand doen. Dis al 'n ou ding wat hy net nou kom met 'n paashasie kom bysit. Daar steek ons paaseiers weg. Hy kopie. Maar die punt is, jy so uit ons sondes kom wegneem, en dis die vervulling van Pesach en aanbiding. Die sondes kom weg. Sou graag bietjie teruggaan aan die gebeure voor die fees. Al wat my geluister moet doen. Want waar begin ons oor die fees? Dit is so baie. Maar we gaan begin weer met die tyd met die 10 plaag. En ons ken die storie van die 10 plaag, hoe Moses gegaan het en hy albei van hom gesê, ek gaan in die brandende bos en alles. Nou Israel daai tyd die woord wees vrugbaar letterlik opgeneem het. Hulle was baie vrugbaar gewees op daai stadium. Hulle het vir 430 jaar in Goshen gebly en vermeerder daar 600,000 man. Dit is bo 20 jaar oud. Dis wanneer hulle nog gekom. En as jy die 2 vroue, een vrou, dit tot 4 vrouens gehad. Een vrou en 2 kinders by een man gesit van 600,000. Was dit 2,4 miljoen mense, maar hoeveel kinders het Jakob nie gehad? Daar. Hy het 4 vrouens gehad, 2 vrouens en 2 byvrouens. So hulle was regtig baie vrugbaar geweest daai tyd. En dan kan ons sê tot 3 miljoen mense wat in Goshen gebly het. En waar het hulle agtergekom dat Israel raak bietjie baie. Hulle begin nou baie word. En dit gaan 'n probleem raak vir hulle. Nou, nadat hy al die kinders doodgemaak het, daar's kinders doodgemaak, skien storie van die Nil en planne om hulle uit te roei, het hulle net meer en meer geword. En gegroei totale. Hulle is onder slawerny geplaas. En was obviously vir Farao 'n groot belegging. En dit is free labor in 'n mate. Dit is waar as jy vat soos ons mense vandag in Suid-Afrika op stadium was. Dit is goedkoop labor.
Was 'n groot belegging vir Farao, want hulle het vir hom geld ingebring. Farao, hy was die CEO van Egipte gewees. Hy was die president byvoorbeeld, die CEO van die besigheid. As ek vat die CEO van die besigheid. En hy het ook die verantwoordelikheid vir die benodighede van Egipte gehad. So obviously as daar iets gebeur het, het die mense na hom toe gehardloop. As daar tekort was, het hulle na Farao toe gehardloop. Farao dit, Farao dat. As daar nou droogte was, het hulle nie ons kos gereël. So dan kan jy weet, Vader Jahwe stuur vir Moses om sy volk te gaan haal. Okay? Moses kom by Farao aan en hy sê, hoor hierso Farao, wat kan hy nou gaan? Hoe sou jy reageer? Dink gou 'n bietjie hierso. As iemand nou hier by jou aankom en sê hierso, jou klomp werkers wat nou vir jou lekker goedkoop arbeid is, hulle moet nou bietjie gaan. Ja, jy gaan sê hierso nie, maar jy is bietjie mal. Wat jy gee vandag? Wie is jy? Jy wat sê, hierso almal my arbeid moet gaan, my bron van inkomste moet gaan. En ek dink dit was moeilik geweest vir Moses om te gaan na Farao toe. Maar as jy hoe Moses gevoel binnekant. Hy moet na 'n koning van 'n land toe gaan en sê hierso, hy moet gaan. Hy was bold geweest, hy was gehoorsaam geweest. So ons ken die storie van Farao sê aan die einde van die dag sê nee, nou sorry. En Vader sê het sy hart verhard en Vader het 'n paar keer sy spinouer gewees op in daai 10 plase tyd. Maar hy was nog steeds hard geweest, hy was koppig geweest. As iemand uitstaan wat Moses sê heeltyd vir Farao, die Here God van die Hebreërs het my na u gestuur. Laat my volk trek dat hulle my kan dien in die woestyn. Neem dit op. Laat my volk trek dat hulle my kan dien in die woestyn. So weet ons dat Farao se hart was verhard en hy het geweier tot met die 10de plaag wat ons gebring het op by Pesach. Ons weet dat die plaag afgode was wat my vader afgereken het op haar stadium. Okay, dat Farao se deel teruggekry want byvoorbeeld in die Nyl met die bloed van die kinders het die Nyl met die plaag in bloed verander. Selfs op met die eerstgeborenes wat Farao doodgemaak het die eerstgeborenes gesterwe van Farao. Sy eerstgeborenes gesterwe. So Vader moet 'n deel daarso, hy gedeel met die afgode. Hy sê so ek gaan 'n deel met die afgode daarso. Okay? Die punt is hy moes hulle laat gaan. Nou sit jy met in Farao se situasie pas daar. Vader Jahwe sê laat my volk trek. Met ander woorde, Farao moes eienaarskap afstaan. Dis sy mense. Hy was die baas. So goed, jy gaan nou hierso langs aan met die buurman wat 'n groot besigheid het, so hierso, jou mense moet gaan. Nee, hy sê eienaar. Want sy mense na Jahwe se mense. Hy moes sy bron van inkomste laat gaan het. Dis so goed as jy jou beste werker, wat vir jou baie beteken, moet laat gaan. Farao moes iets opgee daai dag. Dit is eienaarskap. Net so moet die volk Israel kies om te glo en te gaan. So as 'n kant gewees, Farao moes besluit, yes, dis reg, ek gee eienaarskap oor aan Jahwe. En die volk moes besluit, okay Moses, ons gaan. Maak nie saak wat nie. Dat jy nie dink aan soos wat dit Abraham gehad het nie. Daai van wat Paulus sê kom leg dit gaan nou. Ek dink Sara het gedink weer Abraham, wat doen jy nou? Dis dieselfde effek. Ja, en daar was woestyn wat hulle gewag het. Daar was die onbekende. Maar Moses kon sê vir daar is 'n beloofde land. Daai belofte wat is vas vir almal. So wat kan ons uit leer uit die Here se storie uit? Ons is vandag die eerstgeborenes. Wat deur die bloed van die lam wettiglik eerstgeborenes geword het. Ons was aan hierdie kant. Hulle was daai tyd aan hierdie kant van die Yeshua is die lam van God. Ons is wettiglik die eerstgeborenes. Daar's 'n doop vir ons en ook 'n beloofde land. En so kan jy sien as jy gaan deur die tabernakel, die hartbesnydenis deur die weg, deur die bronsaltaar jou sondes bely, deur die doop die waskop en dan stap jy. Dis 'n weg na Abba Vader toe, die weg wat Yeshua gemaak het deur hom. Okay? Daar's 'n weg. So ons net soos was daai tyd gewees, Egipte, doop van die wat sê 1 Korintiërs 10, deur die doop van die Rooi See, beloofde land. Woestyn tussen. Dis presies dieselfde, daar's 'n beloofde land. Okay? So jy so die weg kom maak vir jou boetie en sussie. Okay, hy het die weg kom maak. En ons is vandag is ons die priesters. Okay, 1 Petrus 2 vers 9 sê, hy wettiglik, jy so wettiglik daai dag het hy die hoofpriester geword met sy kruisiging terug. Die dag toe Yeshua gekruisig is, het hy wettiglik die hoofpriester geword. Wat het gebeur voor die tyd? Kaiafas het sy klere geskeur, daar was bloed oor die oor, bloed oor die duim, bloed oor die toon gewees.
Caiaphas het sy klere geskeer, die vorige hoofpriester, bloed oor die oor as gevolg van doringkroon, bloed oor die duim, bloed oor die toon as gevolg van die spykers gestaan. En so het wettig die hoofpriester geword. Ons is vandag as ons nie priesters. Hy is ons hoofpriester, hy sit in die regterkant van God, volgens Stefanus. Okay. So die weg is ook na Abba Vader, wat Yeshua kom maak, en hy het die wel geskeer, dit is geskeer, Abba het ook gemaak van bo na onder. Okay. Vader Jahweh wag vir ons met oop arms. Al wat hy vra is, hier sien, let go, Vader. Die vraag is jy nog vader van jou eie lewe? Is jy nog die vader van jou eie lewe? Is jou status, jou besittings, vir jou belangrik soos dit vir vader was? Het jy nou nog vas in die vleispotte van Egipte? Die lekker dinge van die wêreld? Wat moeilik is om dit te sê. Yeshua wil vandag vir jou sê, besny die vooruit van jou hart. Maak jou hart oop, trek. Eet jou lamp op. Maak vas jou gordel, trek jou skoene aan, neem jou staf, wat jou autoriteit beteken, en gaan. Maak nie saak wat is 'n onbekende tydperk van die lewe wat jy daar gaan. Gee jou eienaarskap oor, Vader. Maak Jahweh jou alles, jou CEO. Hy wag vir jou in die woestyn, of in die beloofde land, wat jy hom kan dien. Ja, daar is dalk 'n woestyn, maar hy sal saam met jou wees, soos hy daai tyd saam met hulle was in die woestyn. God weet dit. Hy gaan jou covenant leer. Stap net oor die bootdrempel van die beker, wat in bloed gespeel is. Covenant sal jou Jordaan vir jou oopmaak, wat daar vir jou 'n weg sal wees in jou belofte. Dieselfde soos met Joshua. Kies vandag. Choose who you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord Yahweh. Die vraag is, wat moet jy net gou vandag, Vader? Is jy nog 'n vader? Wat hou jou nog vas om eienaarskap oor te gee, totaal en al, aan Abba Vader Yahweh? Miskien is jy bang. Is dit wat jy nog vashou? Miskien is kry jy identiteit nog in jou besittings wat jy in die wêreld het. Miskien jou besittings of jou finansies. Wat moet jy laat gaan vandag? Totaal en al eienaarskap gee vir Abba Vader. Abba wag vir jou in die woestyn. Abba wag vir jou in die woestyn. Abba wil 'n totale eienaarskap hê vir jou vandag. Yeshua het gesê aan die tafel, ek sal eendag weer saam met jou die beker drink aan die tafel as ek bring. Hy is nou besig om vir jou 'n huis te bou. Dis die belofte wat Abba vir ons het as kind. Ons eie Kanaan, ons eie beloofde land. Waar Abba wag vir ons. Yeshua het weg kom maak, hy kom betaal. Hy kom betaal. Maar die vyand gaan vir jou hy vleis laat oorhou. Die vyand gaan vir jou help, en hy gaan vir jou mislei, en hy gaan vir jou wys wat ons lees in hom, om nie totaal al eienaarskap oor te gee. En tyd dat ons identiteit vat, as kinders van Jahweh, want Yeshua het vir ons, deur sy bloed, eerstgeborenes gemaak. Ons is aan hierdie kant, deur sy bloed. Ja, jy gaan moet jou gordel vas. Jy gaan moet jou skoene aantrek, en jou staf neem. Jy gaan moet. Nou gaan op 'n woestyn wees. Maar wat doen vir jou om jou vry te maak? Vraag is, wat se kant van die deur is jy vandag? Wat se kant van daai deurpost is jy? Is jy buite covenant of is jy binne covenant? Maar as jy binne covenant is, gaan jy eienaarskap moet oorgee. As jy hierdie kant van die deur is, waar die eerstgeborenes in was, gaan jy moet eienaarskap oorgee. As jy die bloed van Yeshua kies vandag, gaan jy eienaarskap oorgee. Jy gaan moet baie opgee, hoor. Ek blok nie vir jou. Jy gaan moet baie gedoen wees. Hulle gaan jou spot. Jy gaan moet geloof hê om in die onbekende in te gaan. Om vas te staan op Abba se woord. Selfs soos Abraham gehad het. Waar staan jy vandag of sê wêreld nog in jou? Het jy 'n deeltitel of volle titel aan?
Miskien staan jy in die middel van die deurpost, met die voet aan elke kant. Die ding is jy moet kies, want Abba sê jy moet of warm wees of koud, en hy spoeg die nou uit sy mond. Ding is, as jy kyk hoe die deurposte gewerk het daai tyd. Hulle as daar covenant was en Israel het hulle dit gedoen, as daar covenant gemaak is, was daar 'n drempel in die grond gewees by die raam van die deur. En daar was bloed in daai gesit. Daar's 'n bakkie gewees met bloed. Dis presies wat daai tyd gebeur met Abraham, hulle toe 'n covenant gemaak het en die diere geslag het en deur die bloed geloop het. Maar daarso was 'n bakkie gewees met bloed in. So as jy oor die drempel gestap het, dan het jy aanvaar jy die covenant. Jy aanvaar die covenant. Die verbond wat jy het met daai persoon. Maar as jy gestry het met die verbond, die covenant tussen die twee persone, tussen twee partye, dan het jy in die middel gaan staan en op die bloed getrap. As jy saam gestem het. Weer eens, waar staan jy van? Trap jy op die bloed? As jy in die middel van die deur. Kan jy nie keuse maak van aan of aan? Warm of koud? Stap jy, trap jy op die bloed. Stem jy saam, is jy onder verbond. Is jy vir jou die woord en die brood, hele woord. Glo jy die hele woord of stem jy net saam met sekere dinge van die woord? Die punt is, jy's of hierdie kant, of jy's daai kant. Dis die verskil. Dis die keuse wat jy moet maak. Die eerstgebores het dood gegaan en aan 'n kant. Miskien as jy nog in die gitte is, kan jy dalk ook jou eerstgebore reg verloor. En dalk geestelik sterf. Daar's nie twee kante. Een is die onbekende en vat baie geloof. Die ander een is maklik, maar jy kan nog die eerstgebore reg. Vat dan vandag, Boeta en Sissa, saam met jou mede-familie, en stap die pad saam in eenheid. Yeshua is vandag ons middelaar by Jahwe. Hy het ons weg kom maak, sodat ons kan vry wees, soos ons op sy vriend. Ons kan Yeshua ons vriend. Ons kan met Vader praat direk. Ons hoef nie meer te luister wat Moses gesê het. Ons het sy Heilige Gees en Roog des in ons. Weet is nou ons hart. Esegiel, ek sit af in Esegiel 36 vers 24. Hoor gou moes nie. En ek sal julle, word gepraat van die bruid van Yeshua, uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande by mekaar laat kom. En ek sal julle in julle land bring. Dis nou jou beloofde land, want sy sal alle vir jou hê. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En hoor gou my sê, you will never be alone. Want Vader se gees, sy roog, wat hy vir jou en jou binneste gaan gee, bruid van Abba Vader Jahwe, luister gemooi, sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou. Abba sal sy gees vir ons gee om ons te maak. Dis jy wat in jou eie pad staan. Dis jy wat self moet rebelleer en teruggaan. Dis jy wat self van 'n keuse moet maak. Abba kan sy roog in jou gee om jou te maak met te onderhou. Yeshua het die ultimate prys vir ons betaal sodat ons kan vry wees. Wat 'n groot voorreg. Wat 'n liefde is dit nie van 'n pa om ons as ons weer nog 'n kans te gee. Kans na kans na kans na kans. Dis liefde onbeskryflik groot. En Yeshua die vloek omvat vir ons. Vader het ons weggekyk waar sy seun aan die kruis was. Sy seun het die vloek gevat van ons. En vir ons kan vry wees. Prys Abba vir dit, sy liefde vir ons. Prys Yeshua dat hy die prys betaal het. Kies vandag, bruid van Abba.
Gee jou eierskap oor vir Abba. Sê Abba, vat my. Ek gee my titel vir U. Nie Gees, ek gee my titel vir U vandag. Ek kies om hierdie kant van die weer te staan. Maak nie saak wat. Maar ek is dit mooi so die woord wat sê, no maar kan jy. Maak nie saak wat. Joshua het 'n keuse gehad. Hy het self gehad, het voor Kanaan gestaan. Hy het voor die onbekende gestaan met al die giants. Hy het covenant gehad. Die verbondsark het in die water ingegaan. Die water het opgegaan. Miskien is dalk die een stap wat jy moet vat vir jou belofte. Is daai geloofstap. Maar die kort daai covenant, die kort daai verbond. Waar gaan giants wees? Israel se naam, Jakob sê ons van ons na Israel. Israel beteken om te worstel. Yeshua sê tel op jou kruis elke dag en volg my. Gat. Die stam Gat was in die beloofde land gewees. Hulle moes heeltyd fight. Maar toe hulle klaar gefight is, toe bly hulle steeds fight. Hulle was die gatekeepers gewees van Jerusalem. Dan het hy vooruit gegaan in die beloofde land en hulle plekkie gekry. Maar hulle besluit die storie is nie vir my nie. Hulle het opgegaan na die noorde toe, hulle die afgode gevat by profeet Micha se huis. En hulle gestagneer in die noorde en die grootste plek geword van afgodsdiens. Sodat hulle name uitgeskryf is uit die poorte uit in die nuwe hemel. 12 hekke wat so parels gaan. Hulle en Efraim is nie doen. Dit is vol van afgodsdiens. Hulle het 'n keuse gehad, maar dit was te moeilik geweest daarso vir te name te sit. Dit was te moeilik geweest vir ons heeltyd veg hierdie Filistyn. Nie maklik uitdag gekies. Kies. Dis 'n keuse. So kies vir jouself. Joshua sê, gaan. Doen julle afgode. Doen julle afgode. Vir my en my huis. Amen. En ons afsluit met gebed en dan ons die seën uitspreek en dan ja, ons lekker gaan. Daar's 'n boete wat wil doop en dan kan ons lekker eet. En julle ontpraat oor Yeshua. Ons kan julle ontpraat. Ek het niks kritiek geval, maar ons kan julle ontpraat oor die brood. Hy is dit. En dan kan ons net daai eenheid, dit is belangrik vir ons. Maar eenheid hê. Ons tyd gespreek. Vader, dankie Abba vir hierdie voorreg Abba wat ons as boetas en sissas nou kan hê Abba om hierdie Vader, as U bruid, Vader, die beker te kan gebruik, Abba. Vader, as U die beker kan gebruik nou, Vader, in hierdie, soos wat Jy so gesê het, drink, Julle gaan weer hierdie beker saam met my eendag drink. Abba, dankie, Vader, dat ons hierdie beker kan drink en die brood kan breek, Abba. Vader, dankie vir elke dag se voorsiening wat U vir ons gee. Maar dankie dat U vir ons so voorsien, Vader, dat ons elke druppeltjie water dat ons kry elke dag, Abba. Vader, dat ons hierdie brood kan eet, hierdie voorsiening wat U hierdie kos, ons nooit hoef te worry nie, Abba, want U is Jahwe Jireh, Vader. Abba, maar dankie ook vir die geestelike brood wat ons kan kry elke dag uit die troonkamer, uit daai vars manna. Vader, U seun Yeshua is die brood. Hy is gebore in die plek van brood. Bethlehem wat beteken house of bread. Hy is die brood. Vader, mag ons honger. Yeshua, dankie dat U liggaam so gebreek is. U was onherkenbaar gewees vir ons. Dat ons vandag net kan bewys vir ons, Abba, as daar enigstens daai brood wat gebreek is, Abba, dat ons nie daai brood wat gebreek is nie, daai liggaam van Yeshua wat so gebreek is vir ons, dat ons net sal goedkoop maak nie, Abba. Abba, dat ons daai sal besef, dat daai brood, Abba, daai brood wat ons voorsiening is, maar daai brood ook 'n liggaam is, wat gebreek is vir ons. En dankie dat ons kan eet daarvan. En dankie dat dit die woord verteenwoordig, en dat die woord vas is vir altyd, Abba, vir U kinders. Vader, dankie ook Yeshua, dat U Yeshua die seun gestuur het, dat Yeshua dankie dat U gegaan het, en dat U gesterf het vir ons, sodat ons kan vry wees. Dat ons as U vriend kan noem. Dat U gesê het, nie maar, it is finished. Dankie vir elke hou, wat U ontvang het op U liggaam.
Dankie dat ons genees is deur al die houe op u liggaam volgens Jesaja. By the stripes you are healed. Goed aan sis. Vader, dankie Abba, dat u vir Yeshua gestuur het, dat ons sondes weggewas kan word. Maar Vader, dankie dat u ook ons reinig, Abba, deur die bloed van Yeshua elke dag. En dankie dat ons kan gewas word deur die waterbad van die woord elke dag. Dat u die water so ons sprinkel elke dag om ons te reinig, Abba. Dankie dat u Ruach gee in ons harte om ons te leer. Aangaande u wet en u insettinge. Kom wys ons Abba as daar enige vleis nog is wat ons nog oorhou. Kom wys ons vandag Abba dat ons daai vleis sal opeet en sal klaarmaak. Dat ons geen uitskree nie, maar dat ons so gordel sal wees en ons skoene sal aan ons lyf sal wees en ons sal ons staf sal opneem so teen tyd en sal beweeg. Moet ons sê so daai staf verteenwoordig die vrug. Want daai vrug soos die staf van 'n arm wat in die tabernakel in die verbondsark was, het daai amandelblommetjies gehad. En dis daai vrug wat jy moet opneem elke dag. En daai goeie vrugte van die Gees wat jy moet dra en gaan uitgaan as jy die warrior. Abba sê hy sal sy Gees vir jou gee. Abba sê Yeshua, jy het gesterf om jou autoriteit te gee. Vat uit die tyd vandag, vat uit die tyd, gee uit titel van Abba Vader vandag, Boeta en Sissa. Wees bol. Want Vader sê vir Joshua, Rak, Shazak, Amas, be strong and courageous. Boeta en Sissa, wees strong and courageous. Maak nie saak hoe die woestyn nog vir jou lyk nie. Maak nie saak hoeveel giants daar so is in die beloofde land nie. Daar waar jy gaan, Abba sal met jou wees. Abba sal met jou wees. Dankie Vader dat ons die nagmaal kan gebruik en die verbondsmaal kan gebruik nou saam as boetas en sissas en dat ons kan verklaar dat ons glo in die bloed van Yeshua. Dat ons kan verklaar dat alles is betaal. Dankie dat ons kan verklaar dat ons eerstgebore is. Dankie dat ons kan verklaar, Abba. Abba, jy sê al in Genesis 49 dat spreek hierdie profesie uit oor Juda van hierdie donkie wat vasgebind gaan word en die garment, sy mantel gaan was in hierdie druiwebloed. Want in Genesis spreek hy klaar uit oor die profesie van die seun Yeshua, wat ons gaan kom skoon was met sy bloed. Abba, mag ons skoon gewas word en beklee ons met hierdie reinheid, Abba, hierdie wit, Abba, hierdie regverdigheid van U, Vader. Mag ons beklee wees met dit, Abba, mag ons hierdie teken dra van die Sabbat. Mag ons hierdie covenant kinders wees van U. Dankie, Vader, vir U beloftes wat U vir ons gee. Boeta en Sissa, kies vandag. Kies vandag wat jy wil, whom you will serve. Vader, dankie Abba vir hierdie oomblik. Ek bid nou, Vader, waar ons hierdie nagmaal gebruik. Vader, dat U vir ons dat U vir ons hierdie Ruach met ons sal praat, Vader. Die Heilige Gees met ons sal praat en dat U vir ons duidelik sal wys. Kom die grond ons harte, Abba, as daar nog enige, en wys ons as daar nog enige vleis oor is, of as ons nog die titel moet oorgee, totaal en al vir U vandag. Dankie, Abba, ons eer U, dankie Yeshua, dankie, ons eer U, Ruach, dankie dat U so is, kom praat nou met ons en wys ons. Ons bid alles in Yeshua se naam. Amen. Ek vergeet my nagmaal, ons moet gebruik. Ons gaan die tyd gebruik, om nagmaal te gebruik. Dan gaan ons een mooie speel en dan sal ons afspraak aan die reis. Gebruik die tyd in Dekronia.
eer Abba daarvoor. Vanuit hart vir my gesin, eienaarskap oorgegee aan Abba. En klaar gemaak het met al die vleis. Ons kry nog steeds vleis elke dag. Wat ons moet opeet. Waar is? En soos genade is ons oorgedoeg en ek eer Abba daarvoor. En ek gee die skoor daarvoor. Maar as ek 'n keuse gemaak om Vrydagoggend is om met my gesin aan tafel te sit en die Bybel woord oop te maak en in die woord te lees en saam nagmaal te gebruik en ek kry kans elke Vrydag aankom my vrou my kinders te seën en Abba te vra om dit te salf en dis 'n voorreg en ek nooi julle uit as julle dit doen nie, mans, jou lewe verander, jou huwelik verander, jou verhouding met jou kinders verander, jy daai keuse maak om dit te doen. Ek nooi julle uit om dit te doen. Met my lewe verander, het my huwelik verander, met my alles verander. Ek het op pad gestaan, op Abba se hart. Julle, ons gaan nou doen, ek wil net vir ons die seën uitspreek. Ekskuus ek het regtig vergeet van die nagmaal terwyl ek bid en my oor gaan dat ons het die nagmaal is belangrik. Ons gaan nie ons moet doen 'n herinnering, ek doen dit gereeld sê ek hoor. Ons moet gereeld doen. En ek wens daar was eintlik meer, daar was ek wens ek kan elke Saterdag met mekaar kom ons almal in besig. Die eenheid te kan hê, die joy. Die Yeshua het gesterf dat ons kan joy hê. Ons kan vry wees. En dit is so groot voorreg dat Abba ons so lief het dat hy gestuur, sy seun gestuur het vir ons. Liefde onbeskryflik groot. Ons ontvang die seën. Abba vir julle het. Abba het 'n seën vir jou. Het ons so lief hy het hierdie seën vir jou hy sê Israel. Aaron en Moses spreek hierdie seën uit oor Israel. Nie oor die Jode nie, oor Israel. En daarvoor ontvang hierdie seën. Avrecha Adonai Vishmarech. Ya'er Adonai Panavrecha Vichimik. Yesa Adonai Panavrecha V'yasim Lecha Shalom. Hoe dan sê Abba sê, hy sal jou seën. Hy sê hy sal jou seën. Hy sê hy sal jou bewaar. Hy sê op Psalm 90, hy sal jou beskerm. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar ken hom en wees lief vir hom. En as jy gaan kyk in die woord, beteken daai ken en daai om lief te wees, is om sy gebooie te onderhou. Abba het dit vir jou. Abba sê in Deuteronomium 28, kies. Kies blessing of kies curse. Die keuse is joune, Fransis. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy so skyn soos Moses geskyn het die dag toe hy van Berg Sinai afgeloop het. Toe hy die covenant ontvang het, sy die huwelikskontrak wat Abba het vir sy bruid. Mag jy 'n ligtoring wees vir die wêreld hier buite. En Abba, dankie Vader dat U vir ons sê, U het hierdie shalom vrede vir ons. Dankie Vader. Dankie dat U ons vrede het. Goed aan sy ontvang nou hierdie vrede tussen jou man en vrou, tussen kinders en ouers. Daar waar jou werk is, daar waar jy bly. Mag jy Abba se vrede met jou wees. Dankie Vader, ons eer die Abba en dankie vir vanaand. Abba, ek bid ook dat die worship ons die minne vir U gaan gee, vir jou mening sal wees. Dankie Abba, dankie vir die voedsel nou. Vader, ek bid dat U die voedsel sal seën. Dankie vir voedsel, Vader. Dankie ook vir natuurlike voedsel en geestelike voedsel. Ons eer U daarvoor. En ek praat alles nou in Yeshua se naam, deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Amen. Dankie.